het 'n lieflike boodskap verhoor. Die vreugde van en in die kerk. Wat beteken dit? Kom ons vra jy, ek gaan nou eers weer begin. Is julle bly om hier te wees? Daar sê dankie, jy smile ten minste. Smile dan nou net as jy bly is om hier so te wees. Want jy kan nie soos 'n sour plum hier so sit en nou sê jy bly om te wees. Want dit gaan nie so lekker uitwerk. So lekker uitwerk vir ons. Smile dan. As sê baie beter. Die kerk moet bly wees in die eerste plek in die verlossing van Jesus Christus, sy getroue lewe en dood. En deur die krag van sy opstanding teweeggebring is. Selfs hoorsel, selfs in ons teëspoed ken gelowiges die vreugde van Jesus Christus. Dink julle Jesus het daar aan die kruis gehang en hy het met 'n berouvolle hart sy lewe vir my en vir jou gegee. Hy het nie met 'n berouvolle hart sê, hy het dit gegee omdat hy dit wou gee. Hy daai liefde, daai agape liefde wat die Vader vir my en vir jou het hy vir my en jou kom gee en sê ek is onskuldig, maar ek sal vir jou sterf. En dit is dit wat ons moet onthou. Ek sal vir jou sterf. Ek sal vir jou sterf. Ons is lang al dood gewees. Maar net deur die genade van die Here is ons nog hier so. Wat beteken ons moet vreugde hê in die kerk? Wat beteken dit? Ja, ons gaan nou wees, ons het vreugde in die oorwinning van Jesus Christus en daai goedjies. Ons moet vreugde binne in ons hê, omdat ons vir eerste plek, omdat ons verlosser leef. Met ander woorde, ons het nog vreugde, want ons weet dat hy oor my en jou waak. Ons het nie nodig om gebukkerd te gaan onder sware laste nie. Hoekom nie? Want ons is gelukkig. Hoor dat, ons is gelukkig. En die laste wat ons dra, ons gaan lees ook daar, ons gaan die laste wat ons dra, ons gaan teëspoed in die goed kry, maar ons gaan steeds gelukkig wees daarin, want nou, die fight is nie tussen my en die duiwel. Onthou dit. Die fight is nie tussen my en die duiwel. Die fight is Jesus sinne. Die fight is Jesus sinne. Hy het sy lewe gegee vir my. Hy het sy lewe gegee vir jou. Hy sê, werp al jou bekommernis op my, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou uitkoms gee, ek sal vir jou antwoord gee. Want hulle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk en wag wie hy kan verslind. Want hy lê daar soos 'n slang, net nie so onder raak by die trappie. Daar is so uit. So sonder lê en wag daar voor die deur. Ek het julle al 'n storie vertel. Die sansie maak hom dood. Ek sê kom nie op 'n ander plek nie, maak hom dood, klaar. Want ek weet hoor dan kom hy dan kom pak hy my. Of hy vir my byt. Amen. Amen. Ons het vreugde hê oor die koms van Jesus Christus. Lukas 2 vers 8 tot 11. Kom ons kyk. Hy sê daar was herders in dieselfde landstreek wat in oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle verskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Hulle het nie geweet wat aangaan. Dit is soos die disippels op die water was op die bootjie en Jesus het daar aangekom geloop hier so gewandelend geloop hier so op die water. So en hulle ook vreesbevange geword en hierdie wagters het ook vreesbevange geword want hulle was nie veronderstel om vreesbevange te word nie want hulle die omstandighede het hulle geken en hulle het geweet wat se gevare is daar. Maar dit wat toe nou gebeur het, was vir hulle bonatuurlik gewees.
hulle kon dit nie verstaan nie, en as so iets gebeur, en ons verstaan dit nie, dan raak ons nie mooi bedink. Ons raak bang, dit is nog maar net so. Raak vreesbevange, volgende ene. Hy sê die Engelse vir hulle, moenie vrees nie. Hoor dan, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Nou as ek nou vir Corrie kom en sê, Corrie moenie bang wees nie, dan raak sy alle bang. Hoor jy wat ek sê, want ek gee maar net 'n voorbeeld in. Wat as hulle sê, die Hansie moet nou net nie worry nie. Wat gaan jy dan doen? Dan gaan jy eers te worry. Nee, dit is hoe dit is. Dit is hoe dit is. Hier gebeur iets. Ek kan nie bang word. Dan leer ons om in klas. Dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit werk. Maar die Engel kom en hy sê, moenie vrees nie. Hy sê, want kyk, nou hierso word hulle nou gerus gestel. Ek bring vir julle 'n goeie tyde. Met ander woorde, ek gee vir julle 'n blye boodskap. Of 'n tyde van baie groot boodskap, wat vir die hele volk sal wees. En wat is daai boodskap? Maar Jesus is gebore en hy leef. Amen. Vers 11. Hy sê dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Volgende een is Galasiërs 5 vers 22. Vreugde as skenking vir die koninkryk van God. Hoor hierso. Die vrug van die Gees. Liefde. Wat is dit dan? Blydskap. Vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ons moet bly wees van die vrug van die Gees wat ek en jy het. Want Jesus gee vir ons deur sy Gees daai vrug van die Gees binne ons lewens. En ons kan kies of ons dit bevat of nie. Jesus Christus beloof opgetrek aan sy disippels, kom ons kyk Johannes 15 vers 9 tot 11. Hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Daar proklameer Jesus dat hy liefde is. Hy het nie gegaan en getwyfel in die dat hy sy lewe vir my en jou moes gee. Hy het nie getwyfel daaraan nie. Dit was vir hom moeilik geweest om hy geweet waardeur hy moet gaan, of waardeur hy moes gaan. Hy was verdrietig geweest daar, maar nog steeds het hy die keuse gemaak en hy het homself opgeoffer vir my en vir jou. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, wat is die gebooie? Sê gebooie, wat is die gebooie? Jy moet harde praat. Naaste is vir jouself, as hy. Ek kan nie dit as jy onderwys. Jy moet daar praat. Ek hoor hy stemmetjie al daar so. Hy sê, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Volgende een. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Met ander woorde as wat sê Jesus. Hy sê, ek wil hê julle moet deur die lewe gaan met blydskap in julle, met vreugde in julle, laat julle gerelax is, dat daar vrede binne ons sal wees. Ons het nie nodig om bekommerd te wees. Be worry. Exactly. Julle allemaal worry, man, hoe vir my kom vertel, nie soos dit wat ons sy hand opsteek en ons sê, julle worry. Allemaal worry. Sê jy? Jy worry altyd. Hy sê, luister, moenie worry nie, man. Julle weet bekommernisse begin
bekommernisse en onvergewensgesindheid loop so hand in hand. Want bekommernis en onvergewensgesindheid begin soos 'n kanker binne in jou vreed, tot jou hele siel weg is. Dit is die waarheid. Vra vir die groot mense, hulle sal vir jou vertel. Is dit nie korrek? Dit is net so. Dit verteer jou hele siel, dit verteer jou liggaam. Dit is soos 'n kanker, 'n virus, wat jou vreed en vreed. Ek sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap en julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Hoort nou weer daar so. Wees bly. Wat sê Filippense 4 vers 4 saam? Bly onthou. Verbly in die Here. Ek moet sap nie moet doen. Wat sê Filippense 4 vers 4? Oor die nie praat. Baie dankie. Ek gaan die Bybel daar so voor, moet net ek op pad. Wees altyd bly. Wees vol vriendelikheid. Wees vol genade. Wees vol barmhartigheid. Hou op om die dinge wat in die verlede gebeur het, voor mense se gesigte en hulle voete te kom gooi. Vergewe mekaar, want onvergewensgesindheid is absoluut die duiwel se kenteken. Want Jesus sê vir ons in Matteus 6, as jy iemand wat jou skade gedoen het vergewe, sal die Vader wat in die hemel is, jou sondes ook vergewe. Maar as jy daai persone nie vergewe nie, sal die Vader wat in die hemel is, ook jou sondes nie vergewe nie. So as Corrie my kwaad maak, dan vergewe ek haar onmiddellik, want ek weet, dan is ek vry. Hoor julle mooi. Jy moet en ek moet vry wees in Jesus Christus. Ons moet blydskap hê, man. Ons kan nie met so siergesigte rondloop. Vrede onder die gelowiges, Handelinge 2 vers 46, 47, kom ons kyk, en dag vir dag het hulle een draagdag, en is een van hart, een van verstand, in ander woorde, hulle het allemaal het saamgestem, daar was die ene wat dwars getrek het. Volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van die hart, het hulle dit geniet. Met ander woorde, hulle het nie geworry oor hoe hulle daar so sit nie, hoe hulle daar kom nie, wat hulle eet met hulle hande, hulle het nie geworry daaroor nie, hulle het nie geworry, het hulle sitplek of het hulle nie 'n sitplek nie, kan ek op 'n stoeltjie sit of op 'n kussentjie sit of wat nie, hulle het nie geworry daar so oor nie, dit is dit, volgende ene, woord is hy sê terwyl hulle God geprys het en in guns was, hoor daar, en in guns was oor die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Daagliks, en die Here, vandag gebeur dit nog steeds, maar partykeer raak die mense so hardnekkig, dat hulle eerder wegbly, en eerder wil wegloop in die kerk het, want hulle word seer gemaak in die kerk. By dit gesê, wil ek nog iets byvoeg. Ons weet waar ons werk. Word jy nie geraas waar jy werk? Nee, as jy doorgemaak. Ja, Louis. Ja, Saki. Hoe jy mos jy baas, Dis ergens, ek weet jy so hoog en hy plek daar so waar jy is, maar die heel kan moeilik. Ja, as jy nie doen wat jy moet doen nie, dan is daar moeilik. So, ons woorde daar, ons kry die moeilik. Maar as, luister hier so, as ons kom en ons handel en ons wandel volgens Christus, en ons het ons self, ons gedagtes ondergeskik aan God se wil, en dit nie mag
Hallo? Gaan dit nie makliker wees nie. Hy sê daagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered is. Vreugde wat ook ervaar word in verhouding met Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 8 tot 9. Hy sê vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, nog lief het. Ons praat van Jesus hierso, né? En wie julle al het julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Met ander woorde, hulle dien die Here met alles wat binne hulle is. Dis dien ek af. Maar die Here, op en af, op en af. Okay, hoe wat jy sê, Sakie? Die nou bekom in jezelf. Vreugde wanneer ons tot bekering kom, of tot wedergebore kom. Handelinge 16. Die sê in dieselfde uur van die nag, het hy hulle geneem met hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Volgende ene. Toe bring hy hulle in sy huis en sit 'n maaltyd voor en hy het hom verheug en sy hele huisgesin het tot geloof in God gekom. Wie was dat? Paulus toe hulle binne in die tronk was en die tronkdeur het oopgegaan en die boeie het afgeval. So toe kom die bewaarder daar so in en hy vra vir hulle, hy sê hy wil op sy swaard val. Dit is so, hy wil op sy swaard val. Toe sê Paulus, wow, ontspan, ons is nog hierso. Ons almal is nog hier. Ons het nie weggeloop. En dit is wat gebeur. Nou kom dink nou net wat sy vreugde, hy wil hom nou self doodmaak, maar dink net wat sy vreugde het hy gehad, toe hy nou sien, maar by almal is nog daar. Hy vat hulle huis in en hy voer hulle en hulle almal, sy hele huisgesin, kom tot wedergeboorte. Iets amazing. 1 Petrus 4 vers 12 tot 13. Ons moet vreugde hê, al is ons in die moeilikheid, al het ons steeds. Kom ons kyk. Hy sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed en die van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien. Asof iets vreemds oor julle kom nie. Jesus het vir hulle gesê, luister, ek dink die afstand is 'n bietjie ver. Ek dink net die afstand is 'n bietjie ver. Wat ek nou sê, die vreugde, wat het ek nou gesê, moet ek nog mis? Sakie, wat het ek gesê? Die afstand is te ver. Die afstand is te ver. Jesus het vir hulle gesê, as die wêreld my haat, hoeveel te meer gaan die wêreld jou haat? As die wêreld my wil vermoor, hoeveel te meer gaan die wêreld jou nie wil vermoor? Maar tog moet ons vrede hê en ons blydskap hê, want dit sal God se wil wees wanneer ons streepie getrek is. Amen. Gaan ons eie streepie trek? Nee. Die Vader alleen weet wanneer is my en jou einde en hoe ons tot ons einde gaan kom. Hy sê vers 13, hy sê, maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, soos wat hy swaar gekry het, ons het nog nooit so swaar gekry soos Jesus swaar gekry. Hoor wat ek voel. Hy sê, moet julle bly wees, sodat julle ook in die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Want dan weet jy, as jy jou oë oopmaak in die hemel en jy sien die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan kan jy 'n volslae blydskap binne in jou hê. En glo my, jy gaan dit hê. Jy gaan dit hê. Vreugde wat die apostels ervaar het, kom ons kyk 3 Johannes 3 vers 3 tot 4. Hy sê, want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig soos jy in die waarheid wandel. Kom ek vra vir jou gou iets anders.
Het jy al gesteel? Het jy al gesteel? Kom, jy moet nou praat met my. Het jy al gesteel? Ek hoor niks. Miskien 'n plantjie of iets. Ag, sorry. Dis maar miskien nou 'n plantjie. Ek wil graag 'n plantjie hê. Want dit is 'n stukkie afgepluk. Okay, maar dit is so, maar dit is nie om gesteel man. Jy kan nie net daar so kom en oppluk en dan sit nie as jou dit nie. Ek kan dit net so doen. Soos hulle die helfte van hierdie ere gesteel het hiervoor. Hoe was dit nie jy nie? Het jy al slegte gedagtes gehad? Het jy al gedink jy wil iemand verwrig? Karel, ons verstaan daai ene, nee. Jy maat, ja, ons weet waarvan ons wil praat. Jy dink jy mag dit doen, nee. Ach, gaan we nie na my kyk. Toe was sy so cool en kaal en sy is rustig. Ons maak droog, mense luister, ons maak droog. Ons steel 'n ding, al is dit net 'n ou plantjie want dit is 'n groot plant. Dit is alright. Maar weet julle wat hè, ek en jy staan onder die genade van die Here. Dit sê nou nie jy kan by elke plek waar jy kom 'n plantjie vat. Ek en jy het moeilikheid. As ons nie die Here dien in gees en in waarheid nie, het ek en jy moeilikheid. Ek sê weer, die beste plek vir jou om te wees, is op jou knieë. Die slegste plek vir jou om te wees, maar wat die tweede beste plek is deur God om jou op jou knieë te dwing. Want dan weet jy, hy wil jou hê met alles wat binne hom is. Al gaan jy deur wat, hou moed. Want jou liggaam, luister, jou liggaam kan vergaan, maar jou siel sal bly staan. En jou mens, jou gees binne in jou. Hy sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Hoe moet ons Jesus dien? In gees en in waarheid. Hoekom het julle gedink, ek vra jou nou, hoekom lieg jy? Het jy al gesteel? Het jy al gelieg? Het jy al gelieg, Hansie? Nee, julle kan vir my net so kyk, ek sê nou vir jou, jy het al gesteel, jy het al sleg gepraat, jy het al gevloek en jy het al geswets en jy het al eens vertel. Dis maar so. Dit is nou maar so. Dit is nou maar so. Al is dit 'n klein wit leentjie, wat is dit? Dis 'n leuen. Die woord van die Here sê, ons lieg nie vir mekaar nie, hoekom nie? Want die ou mens is afgeleer. Kom ons kyk, 2 Korintiërs 7 vers 7. Hy sê, en nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos, is, deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek nog myself meer kan verbly. Hoor daar so wat sê, Korintiërs, Paulus, hy sê, blydskap as gevolg van gelowiges se vennootskap in die evangelie, Filippense 1 vers 4 tot 6. Kom ons kyk. En ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. Het julle al gehoor as iemand, wie kan ek nou as 'n voorbeeld?
Ek is nou moeg vir Corrie. Corrie gaan my nou slag. Kom maar. Ek jy nog maar gebruik. Sy kan nie vanaf oor, dus ja, dis skindig. Luister hierso. Baie keer onder gebed. Skindig. Ons bid vir mekaar. Sê ons kom by mekaar en ons bid vir mekaar. Ons sê ons, ja Here, ek bid vir Marie, Here, dat sy het so gemaakt en ek vraag Here, dat jy sal verlos of wat ook al die ding is. As ek en jy nie opreg is met die Here, hoe verwag jy met die Here opreg is met jy die moet laat? Onthou nou, Jesus kyk binne in ons harte. Hy weet wat aangaan hierso, voordat ons het. Hy weet wat ons gaan doen, voordat ons het gedoen het. Want hy is buite tyd. Ons is in 'n tydzone. Ons is in 'n tyd. God het tyd geskaap. Hy is buite die tyd. Jesus is buite die tyd en die Gees is buite die tyd. Hy sê, oor julle gemeenskap aan die evangelie. Gemeenskap met die evangelie is, hulle is nouws in verband met die evangelie. Hulle hou die evangelie vas. Wat is die evangelie? Jy moet die Here God lief met alles wat binne jou is, jou naaste soos jouself, en jy bedien die mense. Jy gaan en jy gaan sorg dat daar mense is, of dat die mense wat jy oor die weg loop af, wat jy in ander mee kom, dat hulle beter af is nadat jy weg is as wat jy was voordat jy daar gekom het. Nou het ek heeltemal met mekaar gepraat, nou het ek 'n bietjie gehakel. Maar julle het die storie, nee. Julle het die storie. Jy sê oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Nou die skrif sê tot nou toe nog. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy, Jesus, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Luister, as Jesus besig is met my en met jou, gaan hy ons nie los, soos wat ons was. Onthou dit, hy gaan ons nie los. Hy gaan kom en hy gaan alles doen. En ek en jy moet alles doen in ons vermoë om hom toe te laat om my en jou te verander. En dit is wat vir my die grootste vreugde bring, is om 'n woord te kan bedien oor my Jesus wat leef. Om te kyk dat ek by mense kom en hulle beter los as wat ek hulle gekry het. Mense hoor mooi wat ek sê. Ek en jy is altyd ongeduldig as ons by die supermarkte of iewers te kom, by enige plek kom. Ons is altyd ongeduldig. Ja, Louis, ek weet, ek is ook so gewees. Ons is altyd ongeduldig. En laat daai vrou daar by die til nou net 'n fout maak, nee, dan is die alles los. Dan is daar groot. Maar wat is makliker? As net hierdie mense wat nou hier agter jou staan en moan en grou en daai goed. Ek het al baie gesê, sê luister, sê vir daai vrou daar, sê luister, los daai mense dat hulle moan oor mense so wil. As hulle nie hier wil wees nie, dan hulle na 'n ander kant toe gaan. Dis jy nou rustig. Veral as iemand wat voor haar was, voor my daar was, baie lip gegee en so. Sê luister, wow, ontspan. Hoor jy, hoe gaan dit met jou? En so, dan vat ek nou my tyd. Maar daai mens wat daar voor my staan, rustig kan wees. Rustig kan wees. Moenie 'n fout maak nie. Ek en die munisipaliteit. Ons verstaan mekaar glad. Maar ek het nie verkeerd. Maar as ek daar kom, dan moet ek harde, ek moet net rustig wees.
ek en jy rustig is en ons dra Jesus uit, dan sal die persoon wat aan die ander kant van die toonbank staan ook baie beter reageer. Maar as jy daar so kan kom met 'n gemoedsbevoeterdheid en jy begin praat daarso en skel en die kere gaan, wat gaan jy teruggeef? Presies dieselfde wat jy het. So dit is beter om 'n situasie te ontlont as om nog 'n firecracker op te doen. Amen. Ek en jy moet vreugde en vrede hê in Jesus Christus, in die kerk met mekaar. Ja, ons almal kom nie met mekaar oor die weg nie, maar who cares? Ons kan mekaar verdra. Jy verdra my, ek weet. Ja, goed. Wait, nou sê sy, ja, sy moet my verdra. Ai, dis daarom goed. Ja, ons reg, Vader Here, ons loof en ons prys die wonderlike naam, dankie vir die boodskap, Here, en vra Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, en vra Here dat U net sal kom, Here, en ons vrede, en ons blydskap, en vreugde oor ons sal kom uitstort in is my gebed in Jesus naam, Here, kom met die Heilige Gees, Here, en ruk al die gemors wat hier binne ons is, Here, wat nie van U af is, kom ruk dit uit ons, uit wortel en tak, Here, en gooi dit en verbrand dit met die vuur van die Heilige Gees, maar kom vul ons, Here, oorlopends te vol met die Heilige Gees, sodat daar meer as oorgenoeg lewende water uit ons binneste sal vloei, om mense om ons te kan beïnvloed, positief, is my gebed in Jesus naam, en ons loof van ons en daarvoor. Dankie my Here. Amen.